Romeine 12 vers 14 sê dat ons vervolgers moet seën en al nie vervloek nie. Maar jy het daaroor gedink dat die Here Jesus in Matteus 5 vers 10 tot 12 sê dat jy geseënd of baie gelukkig is as jy vervolg word omdat jy doen wat reg is deur Christus met jou lewe te volg. Die Here Jesus sê ons is baie gelukkig as mense ons ter wille van hom beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van ons sê. Dit moet ons baie vreugde en blydskap gee want ons loon in die hemel is groot. 2 Timoteus 3 vers 12 sê selfs dat almal wat aan God toegewy lewe, vervolg sal word. Die Here Jesus praat in Matteus 10 vers 16 tot 25 oor die vervolginge wat voorlê en sê dat die leerling nie belangriker as die leermeester is nie. Ons moet dus nie verwag dat dit met ons beter sal gaan as met hom nie. En hy is beledig, mishandel en gekruisig. Dis wonderlik om deur ons woorde en lewe verander die pad na Christus te wys. As al negatief daarop reageer, was dit al keuse om Christus te verwerp. Maar ons is geseënd omdat ons getrou aan die Here gebly het. Dit kan ons versterk in ons geloof en baie gelukkig maak as ons Christus so volg dat ander hom in ons lewe erken en ons selfs daaroor vervolg. Vervolging is ons geleentheid om Christus baie duidelik vir almal te wys. Dink aan Stefanus wat volgens Handelinge 7 vers 57 tot 60 vir sy vervolgers bid toe hy met klippe doodgegooi word. Maak die negativiteit en lelike dinge wat mense aan jou doen omdat jy Christus volg, jou opgewonde omdat jy veral dan Christus vir hulle kan wys.